Môre al die geliefdes en welkom weer in die huis van die Here. Net so 'n paar afkondigingkies. Tannie Cecilia Petler het verjaar in die week, baie geluk Tannie. Mag daar nog vele wees en mag jy nog lank vir ons gespaar bly. En dan het ons vir Susanna Ferreras, ekskuus. Baie welkom by ons hierso Tannie. Ek hoop jy gaan hier bly hier baie geniet. Dis baie lekker hierso Tannie, hoor. En Debbie, baie welkom hier by ons vandag. Kom ons open dan. Hemel Vader, ons dankie vir hierdie mooi, wonderlike dag wat U in ons lewens gevoeg het. Vader, ons dank U vir Jesus, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Ons dank U dan ook so vir die Heilige Gees wat ons lei, by ons bly en ons bewaar. Ons dank U dan ook so vir U woord, Vader. En waar ons vandag in U woord gaan vergader, Vader, vra ons dat die Heilige Gees elkeen van ons harte sal voorberei en dit ontvanklik sal maak vir U woord. Vader, en dan bid en vra ons ook vir die Heilige Gees om dan vir pastoor Jan te lei, wat vir ons die woord gaan bedien, en dat hy die spreekbuis sal wees om dan die woord aan ons oor te dra. Ons dank U daarvoor, Jesus, ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre almal. Môre. Is julle reg vandag? Amen. Gelukkig, baie welkom Tannie. Gelukkig aan Tannie Sheila se verjaarsdag. Die tema waaroor ek graag wil gesels vandag is sake van die hart. Nou nie liefdesake en hartsake soos ons dit ken nie, maar hart van klip. In Genesis 6 vers 5 lees ons: toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al 3 versinsels wat hy in die hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê: ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee, kruipende diere en die voëls in die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Vreeslike woorde as jy so daaraan dink. Daar is gedeelte in die woord wat vir ons verduidelik, en ons het dit nou net gesing ook, per toeval. Ek glo nie om per toeval nie, seker met 'n rede, dat enig aan die einde van al hierdie wêreld van ons, sal elkeen sy knie buig, en elke mond sal getuig, dat die Here Here is, dat die Here die God is. Elkeen sal sy hart moet getuig daar. Nie jou man of vrou of boetie of sussie se hart nie, of buurman of skoonma of een by die werk of by die kerk se hart nie. Elkeen van ons, en nie een uitgesluit nie, jou eie hart, sal jy moet eendag moet gaan getuig en oopmaak, en daar gaan geen hulp van niemand wees nie. So daar is elkeen vir homself. Nou as ons kyk, waarom het God die mense geskape? Die hele skepping is vir die Seun, om die Seun te verheerlik. So verheerlik die Seun en die verheerlik die Vader. So ons mense is geskape ook om God te verheerlik, om die Vader te verheerlik. En hoekom is dit dan nou so moeilik om hom te verheerlik? Want ons almal sukkel tog met dit. Want die mense is in sonde gebore. Van natuur is dit in ons. Ons gee nie baie om oor ons eie hart nie. Ons let op na die een langs ons hart altyd. Ons sien nooit ons eie hart raak nie, maar die ander een langs ons hart sien ons altyd raak. En ons is so van nature dat ons rebelleer. Dis so skottelgoed was, né? So het agtergekom, skottelgoed is eintlik baie lekker, is maklik. Is nie moeilik nie. En jy vat 'n bord onder warm water en seep in. Was hom nie. Daar is die bordspoon, is nie moeilik nie. Almal kan dit doen. Maar ons wil dit nie doen nie. Want dit is nie lekker nie. Skottelgoed was is nie lekker nie. Ons wil dit nie doen nie. Ons rebelleer teen dit. Ons is altyd in die huise 'n bekleierery oor skottelgoed. Want ons wil dit nie doen nie. Maar dit is eintlik baie maklik.
So, van geboorte, van baba tyd af al, is ons rebelle, ons rebelleer. As 'n mens kyk na 'n babietjie kan nog nie sy oë oopmaak of kop oplig nie. Maar hy klaar sy eie wil. Hy rebelleer klaar. Nou gaan die mense vir my sê, maar hoe kan ek so sê, die babietjie dan nou nog nie rebels gewees nie, het nog niks gesê of gedoen wat verkeerd is nie? Nee. Enige een wat babietjies ken of kinders groot gemaak het al, sal kan getuig. Baba het 'n wil van sy eie. Ons word so gebore, sien ons mense, daai iets in ons, wat ons rebelleer teen God. En dit is soos ons is. Dawid praat daar in Psalms 51 vers 7 skryf hy, kyk, in onregverdigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. So hulle is klaar sondig gewees, word sondig gebore. En dan lees ons in Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar nog steeds verheerlik ons onsself. Ons verheerlik nie die Vader nie. Ons verheerlik die mens, my eie ek, my belange, my ego, my toekoms, my suksesse, my besittings, my rykdom, myne, né? Is dit nie so nie? Ons rebelleer teen alles wat reg is, maar wat teen God se wil is, maar ons verheerlik net onsself. En dit gebeur partymal. Ons probeer om reg te doen, maar ons kry dit nie reg nie. Ons weet wat is reg en verkeerd, maar nog steeds doen ons wat verkeerd is. En ons kry dit net nie reg nie. As ons kyk in Romeine 7 vers 18, skryf Paulus vir ons, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit is nou maar net in 'n mens se natuur. Jy probeer goed, en dan nog steeds doen jy die verkeerde dinge. En dan sien ons daar in Jeremia 17, vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. So Jesus weet wat in ons harte aangaan. Ons kan nie wegsteek nie. Maklik om vir 'n mens iets weg te steek of bedrieglik te wees, maar vir God kan jy dit nie wegsteek nie. God beloof ons, en ek kan amper sê, hier is die antwoord. Nou hoe kry ons die saak reg? Hoe kan ons dit reg maak? En hy sê vir ons in Esegiel 36 vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou, en doen. So wat Paulus daar vir ons sê, wat hy wil doen, kry hy nie reg nie. En wat hy nie wil doen nie, die doen hy. Nou hier is die antwoord op dit. As God vir jou 'n nuwe hart gegee het, jou ou hart wegneem, hy gee vir jou 'n nuwe hart, en sy gees in jou binneste gee, dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Dan gaan jy dit reg kry, dan het jy die krag om dit reg te kry, om reg te doen as jy moet reg doen. Ons kan kyk daar na die verhaal van Nikodemus daar in Johannes 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou,
As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As hy nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie weer sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? En Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want die vlees, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore uit is gees. Moenie jou verwonder dat ek jou gesê het, julle moet weergebore word. So, alles is goed en wel, maar dan kry mens tog nog mense wat daai hart van klip het. Jy gaan gereeld kerk toe, jy woon alles by, jy doen alles wat reg is en mooi is. Jy is gedoop, maar jy verheerlik nog steeds nie die Vader nie. Jy buig nie voor Jesus nie. Jy buig nie jou hart nie. En dan bly dit 'n gesukkel. Dan leef jy nog in die vlees. So wat 'n mens ook al doen, al die mooi dinge, gaan ons nog steeds almal eendag voor God moet getuig met jou eie hart. So as jy nie 'n nuwe hart gekry het, kom ek kan amper sê hartoorplanting by God gekry het, en die Gees ontvang het nie, gaan jy nie regkom nie. So as jy vandag nou nog 'n hart van klip het, en is dit tyd om te bekeer, en God te verheerlik, of die Vader te verheerlik, en sy skrifte te onderhou. Dit klink maklik, dit is nie maklik nie. Om dit te verduidelik is ook nie maklik nie. Ek kan hoe goed alles probeer, as ek nie die Vader verheerlik nie, en doen wat hy sê nie, dan het ek nog 'n hart van klip. Mens besef eendag, jy raak ouer en op 'n stadium kom jy in jou lewe wat jy besef, my hart is nie reg nie. My hart is siek, ek moet iets doen. En dan probeer ons so graag, hoe sê hulle, selfmedikasie, nee, self-medication. Soos as 'n mens verkoue kry, gaan jy mos nou nie dokter toe nie. Jy probeer eers 'n ou boereraaitjie, en dan probeer jy Vicks, en dan bly die neus nog toe, en jy bly hoes, en dit raak erger, en dan gaan jy nou maar apteek toe, en kry jy 'n pilletjie, en dan mens raak seker en ophou, en eendag jy tog nou maar by die dokter. En ons probeer selfmedikasie. Baie mense skuif na 'n ander kerk toe, om te glo, daar sal dit beter gaan. En probeer meer slaap, probeer meer van die woord leer, probeer alles meer, maar niks werk nie. So dit beteken, jy het nog 'n hart van klip. Jy moet op baie punt kom wat jy sê, ek kan dit nie doen nie. Daai selfverheerliking van my eie ek moet 'n mens los. Om te sê, op 'n stadium op 'n punt te kom en te sê, Here, ek kan nie op my eie nie. Ek het jou nodig. Ek kan dit nie doen nie. En dit is waar die verandering kom. En dis waar die deurbraak kom. Ek glo niemand kan dit regtig verduidelik nie. Ek kan ook nie sê hoe dit gebeur nie. Maar as jy opreg eerlik gaan vra vir hulp, en Jesus verheerlik nie jouself nie, dan is dan maar daai ding wat in jou gebeur, en jy los die meeste van daai rebellie. Maar, nog steeds, al doen jy al die dinge, nog steeds maak ons foute, ja. Ons gaan nog steeds deur moeilike tye gaan, ja. Beproewinge sal nog steeds kom. Maar die groot ding is, vir 'n disipel,
of 'n kind van die Here moet in alle omstandighede moet hy Jesus verheerlik. As daar goeie dinge gebeur, slegte dinge, moeilike dinge, wat 'n situasie ook al, moet jy Jesus onthou. Jy moet sy stem kan hoor en jy moet hom ken in die saak. Nie my eie ek of buurman nie, as iets fout loop nie. In alle situasies, hoe jy dit hanteer en wat jy sê in situasies, dis wat die verskil maak van 'n kind van God of nie. Hoe jy dit hanteer en hoe jy reageer en wat jy sê. Julle is nou baie verskriklik stil vandag. Okay. So, wat ek het, wat ek besit, wat ek weet, wat ek leer, wat 'n graad ek het, wat 'n werk ek het, hoeveel my bankrekening is, maak my nie 'n disipel nie. 'n Disipel is een wat luister wat Jesus sê en doen wat hy sê. Dit maak van jou 'n disipel. En ken hom in alle omstandighede en in enige situasie. Dit is wanneer jy kan sê, jy is 'n disipel. 'n Gelowige maak jou nie 'n disipel nie. Ateëse glo ook. Hulle is ook gelowig, maar net in iets anders. So mens kan baie dinge glo. Dit maak jou nie 'n disipel of 'n Christen nie. Tot sover. Ek wil julle bemoedig vandag om te sê, gaan lees Romeine 7, die hele Romeine 7. Romeine 7 verduidelik Paulus skryf, Paulus se briewe alles skryf hy aan 'n gemeente of aan mense wat hy ken, wat hy pastorale raad gee en mense help en raad gee. Maar in Romeine 7 skryf hy 'n lang brief. Dis eintlik 'n argument wat hy het, 'n baie lang argument wat hy het met mense of in die gemeentes. En dan skryf hy, wat gebeur of hoe is jy as jy nie in Jesus is nie, as jy nie Jesus in jou lewe het nie? Wat gebeur? Hoe lewe jy? Dit is wat hy daar verduidelik in die begin. En dis sommer aan die begin van Romeine 7 is dit. So gaan gerus by huis, die tyd het, lees Romeine 7 mooi deur, moenie net 'n stukkie gaan lees nie, verstaan hom mens nog verkeerd, probeer die hele ene lees. En tot daartoe vir my, kom ons sit net so, dan sluit ons af. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dankie dat U ons hier by mekaar gebring het. Here, ons elkeen is hierso met 'n rede. Here, ons weet as ons vandag almal voor U moet staan en ons hart vir U moet gee, moet rekenskap gee, sal U sekerlik vir die helfte van ons of meer sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Here, ek bid dat elke broer en suster hierso sal buig voor U, dat hulle harte sal buig voor U, dat hulle werklik U goedheid en guns kan aanvaar en werklik U liefde kan ervaar en hulle hele lewe in U hande los, om U te verheerlik en nie in hulle self nie. Here, ons bid dan ook so, dat elke broer en suster hierso, wat vermoeid en belas is, dat U by hulle sal wees hierdie week, dat elkeen se gesondheid waarmee dit nie goed gaan nie, elkeen se berge voor hom, elkeen se probleme, U ken elkeen se hart, U weet waaroor elkeen bekommerd is, dat U met hulle sal wees, en hulle kan bemoedig en verseker, dat U alreeds daardie probleem opgelos het. Ons vra dit so nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade in die naam van Jesus. Amen. Amen. Okay. Baie dankie julle. Ons nog 'n bietjie gaan sing en op 'n koffie